Hallo familie, ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. En baie welkom by hierdie ons heilige week. En mag julle ook die teenwoordigheid van God beleef. Mag julle ook dan so nader aan Christus beweeg in hierdie tyd. En dink so 'n bietjie aan wat Heilige Maandag is. En soos wat ek gelees het deur die teks, besef ek daar's vir elke dag van hierdie heilige week is daar 'n spesiale geleentheid wat afspeel. En hierdie geleenthede is nie net uniek aan die Bybel nie. Dit is nie net uniek aan die woord van God nie. Maar dit is ook ietsie wat amper liturgies in ons lewe dit self kom afspeel. Op ons kalenders begin Heilige Week by Palm Sondag, wat nou natuurlik die intog van Christus in Jerusalem in is. En Heilige Maandag is dan waar hy die tempel weer reinig, maar ook dan Betanië verlaat en op 'n koppie gaan sit en Jerusalem treur. Hy gaan treur oor die toestand van die heilige stad, die mense van God. En dit het my laat dink, wat sou Christus vandag oor ons dink? In terme van 'n bietjie selfrefleksie en meditasie rondom die woord, as Christus vandag in my kerk moet instap, wat sou hy dink van ons? Sou hy ons betreur? Sou hy hartseer wees oor die toestand van mense se geloof? En dit het my laat dink, op hierdie heilige Maandag, is ek bereid om nader aan God te beweeg? Is ek bereid om sekere dinge in my lewe meer afstand te doen wat my weghou van God af? So baie van ons is vinnig om te sê, ja nee, ek sal my lewe gee vir Christus, maar wanneer dit druk nodig is om hierdie besluit te neem, is ons bereid om hierdie besluit te maak? Kom ek gee 'n voorbeeld. Daar is so 'n verhaaltjie wat afspeel van 'n jong ryk man wat na Jesus toe kom en sê, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? En Jesus sê vir hom, verkoop al jou besittings en volg my. En die jong ryk man kan dit nie doen nie. Daar's nog 'n verhaal van 'n ou wat na Jesus toe kom en sê, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? En Jesus sê vir hom, volg my. En hy sê, maar wag, ek moet eers net my pa gaan begrawe. Nou, vir baie van ons dink ons vir onsself, maar jy weet, is Jesus anti-familie om vir hom te sê, laat die dooies begrawe? Nee, Jesus vra eintlik vir hierdie twee mense, wat is jy bereid om voor op te offer? Is God werklik die middelpunt van jou lewe? En dink as Jesus vandag na die kerk kyk, en hy kyk na die toestand van ons mense, waar hulle harte is, waar hulle gedagtes is, dink ek ons het werklik 'n bietjie weggedryf in hoe ons kerk beleef, weggedryf in wat ons verwag van kerk, wat ons verwag van God, hoe ons kinders grootmaak. En ek dink daar is 'n sterk roepe terug na die waarheid. Mag jy dit vandag beleef? Ten minste mag jy ook hierdie vraag vra in jou gebed. Familie, vrede en liefde vir julle vir die res van hierdie heilige week.